Goeiedag, dit is weer eens vir my besondere voorreg om u te groet hier uit die Weeslig kantoor. Heerlike warm weer wat die Here vir ons gegee het. Hierdie week se tema is weerstaan die duiwel. Ek gaan so 'n bietjie oor die hele periskoop van 1 Petrus 5 praat, van vers 1 tot en met vers 11. Ja, Petrus kom en hy sê ek vermaan julle ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot was van die heerlikheid wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie uit vuil gewin nie, maar met bereidswilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Dan vers 4. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwerklike kroon van heerlikheid ontvang. Vers 6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van die Here, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle, vers 7. Dan vers 8, waar die tema uitkom. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle weerstaan. My vraag is, waar kom lyding vandaan? Terwyl ek daaroor gedink het, toe is daar 'n muskiet wat so in die kamer rondvlieg. Ja, malaria was deur die eeue 'n gevreesde siekte, het ek gaan ondersoek instel. 'n bedreiging vir miljoene mense. Eers in die 19de eeu bevind hulle dat hierdie siekte versprei word deur muskiete. Onmiddellik, toe hulle besef wie die ware vyand is, kon hulle die nuwe stappe neem en doen, en hierdie groot bedreiging kon in 'n groot mate beperk word en op plekke selfs oorwin word. Dieselfde geld van wat Petrus geskryf het oor die vervolging en die lyding in hierdie tyd. Dit was die gevolg van ander mense rondom hulle se toedoen dat hulle swaar gekry het. Soms was dit amptelik van owerheidskant die Romeine, die Grieke en selfs die Jode. Ander kere was die vervolging en lyding baie persoonlik. Hulle self was bespot, hulle was verkleineer, hulle was geminag. Hoe maklik sou dit nie wees om die mens rondom hulle as die probleem te sien nie. Nou wys Petrus hulle daarop dat dit nie die geval is nie. Daar is 'n groter vyand, meer werkliker as die mens. Soos 'n skynbare skadelose muskiet wat dodelike parasiete dra, is hierdie vyand lewensgevaarlik en skrikwekkend. Ja, ons het 3 vyande. Eerstens die wêreld. Die wêreld woord kom van die Griekse woord kosmos. In hierdie konteks beteken kosmos die fisiese aarde of die mense van hierdie aarde, hoe hulle optree. Die wêreld is ons sigbare stelsel van idees, aktiwiteite en doelwitte wat Satan gebruik en so regeer hy in teenstelling met God se heerskappy. Nou skryf Jakobus 4 vers 4, owerspelige mense, weet julle nie dat die vriendskap met hierdie wêreld teenoor God is nie. Elkeen wat kies om 'n vriend van die wêreld te wees, word 'n vyand van God. Die tweede is die vlees. Die woord vlees kom van die Griekse woord sarx. In ander kontekste beteken sarx die fisiese liggaam. Om in die vlees te leef verwys na die lewe uit eie hulpbronne,
in plaas daarvan om uit Christus se hulpbronne te leef. Die krag van sonde in Romeine 7 verwys daarna is aan die werk deur die vlees van 'n persoon, het sy gered of ongered, en word gedemonstreer deur jou eie pad te gaan, in plaas daarvan om God se weg te volg. Ja, vers 18 van Romeine 7 sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, vers 19, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ja, daar is gedurig deur 'n stryd tussen my gees en my vlees, wat deur die sielsdimensie aangepor word om so te lewe. Die duiwel is ons derde opponent. Dit kom van die woord Satan wat teenstander of vyand beteken, en dis hier waar Petrus ons kom waarsku. Hy sê weerstaan hom, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is die hoogste teenstander van God en is die leier van al die geestelike magte van die bose. Hy is geskape as 'n engelewese wat teen God in opstand gekom het, uit die hemel gewerp is en die aarde as sy tydelike domein gegee is. 'n Demoon is 'n bose gees, 'n gevalle engele wat gekies het om Satan as sy bevelhebber te hê, hom te volg en wat voortgaan om sy gebooie te gehoorsaam. Ja, Matteus 25:41 sê, dan sal hy aan die wat aan sy linkerkant sê, gaan weg van my, julle wat vervloek is, in die ewige vuur wat die duiwel en sy engele berei is. Die Satan, duiwel, diabolos, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind, wat ek in vers 8 aangehaal het. Ja, ons moet rekening hou met sy werke, ons moet sy strategie ken. In die samelewing word die duiwel soms voorgestel as 'n verspotte mannetjie met horings en hoewe en styf passende rooi pakkie aan. Ander gelowiges sien weer die duiwel agter elke bos, elke saak, elke fout, elke siekte, elke probleem. Alles is net van die duiwel, sê hulle. Nog ander mense weet weer nie wat om met die duiwel in hulle lewensbeskouing te maak nie, en skryf hulle sommer uit die Bybel uit hulle eie kort storie. Petrus sê egter hier, elke ware gelowige ons deeglik met die duiwel moet rekening hou, dat ons wat leiers is, ons die kudde moet oplei, ons by hulle moet staan en hulle moet help. Ons moet agter lyding, beproewing en vervolging die hand van die bose raak sien. Dit is asof Petrus die gelowiges se aandag daarop wil vestig, dat wat rondom die mens in hierdie eerste plek die vyand is nie, maar dat daar 'n groter vyand agter is wat die touwtjies trek. Ja, hy's 'n brullende leeu, sê die woord. Hoor mooi, hy is nie die leeu uit die stam van Juda nie. Leeu se gebrul is al erg, maar die eintlike probleem met leeu's is dat hulle meedoenloos soek na die prooi om te vang en op te vreet en dit nooit ophou nie. Hulle raak telkens weer honger en dan begin die proses van voor. Hulle soek 'n nuwe prooi, slaan weer toe en weer. Ja, in ons sielsdimensie is daar rooi vlaggies van dinge wat in ons lewe lê, in ons verwysingsraamwerk, en die monitoring spirits hou ons dop. Ja, totdat daar met daardie saak gedeel is. As daar onvergifnis is wat jy nog nie mense vergewe het nie, gaan daardie rooi vlaggie daar wees en die duiwel gaan vir jou gedagtes gee van haat en opstand teenoor hierdie mense. Hy gee vir jou daardie gedagtes en dan hou hy jou dop van hoe jy gaan reageer. Ons is egter nie weerloos nie, want Christus het die werk aan die kruishout vir ons kom doen.
hier uit hierdie hoofstuk uit, en ek het nie al die verse gelees nie, sê Petrus vir ons, wees nederig teenoor mekaar. Dit net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dis genade wanneer die Here by ons kom stilstaan en sê, hierdie of daardie persoon in jou lewe, het jy nog nie vergewe nie, jou hand is op nog daardie persoon se skouer, en as jy dan daardie besluit maak om te sê, Here, ek wil u dien, in gehoorsaamheid, nederig voor die aangesig van die Here buig, en jou bekommernis op hom werp, want hy sorg vir ons. Ja, ons moet nederig wees teenoor God, vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle verhoog op die regte tyd. Ek moet nie in hoogmoed rondloop en dink, ek kan op my eie dit doen nie. Nee, deur die kruis, daar wil ek by Jesus uitkom. Ek wil met vertroue my lewe aan God oorgee. Dat jy op 'n baie praktiese wyse elke bekommernis wat jy het vir die Here in gebed sal gee en op die Here sal wag, sodat hy op jou op die regte tyd gaan antwoord. Dan vra die mense vir my, sal dit werk? Natuurlik, hoekom nie? Want God sorg vir jou. Hy het sy kragtige hand oor jou uitgesprei. Hy sal jou oprig, hy sal jou die oorwinning gee. Dis Petrus wat hierdie woordjie omgee, merimni, the care, vir ons gee. Plaas al jou sorge op hom. Kom by die punt en vra Heilige Gees, Here, wat se rooi vlaggies is daar in my lewe wat ek nog nie mee gedeel het nie? Die Satan wil hê dat ons die leuen moet glo, sodat ons nie in oorwinning kan leef nie. Hy wil nie hê dat ons moet vry wees nie. Baie keer in ons gedagtes loop ons met hierdie karaktereienskappe van ek is onbemind. Niemand het my lief nie. Ek is ongelukkige. Ja, die ongelukke ry my tot by 3 en dan wag ek dat die volgende een moet gebeur. Ek is onsuksesvol. Ek kry niks reg nie. Alles waaraan ek vat is soos botter wat smelt. Ja, gedagte van ek is onwaardig. Niemand sien my raak nie. 'n Gedagte van ongeloof. Ek bid en word nie verhoor nie. Bogenoemde kan teruggevat na onopgeloste issues in jou lewe wat jy wil nie laat gaan nie. 'n Negatiewe emosionele reaksie wat jou terugvat na daar waar jy was. As jy uit 'n unsurrendered soul besluit te maak, gaan jy God se wil in jou lewe mis. Jou siel is gevul met vrese van slegte memories. En uit dit is dit nie maklik om God te glo nie. As jou gees vernuwe is, wil ek jou verseker dat God is aan die werk in jou geesmens om in jou sielsdimensie in te spreek, sodat hy jou kan beweeg na sy purpose toe vir jou. Jy kan dit so verstaan. Ons kan ons omgee vir God gee, want God gee om vir ons. Hy wil dit vernietig through the idea of distraction. Dit is die oor te gee vir God wat by God saak maak. Matteus 16 vers 19 het Jesus gesê, en ek haal dit uit die Amplified uit, I give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind, declare to be improper and unlawful on earth, must be bound in heaven, and whatever you loose, declare unlawful on earth, must be what is already loosened in heaven. Die woordjie loose beteken break it down, crush it, shatter it,
destroy it, dissolve it, unloose it, melt and put it off. Ja, ons hou so vas aan ons seer, want gedurig deur hardloop ons terug na daardie oomblik toe, daar waar ons veilige vesting het, maar die Here sê in sy woord dat ons elke vesting, elke gedagte, elke woord, wat nie in lyn is met die waarheid uit sy woord nie, moet ons gevange neem en dit onderwerp aan Jesus Christus. Vers 8 sê van 1 Petrus 5, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Ja, ons moet op daardie plek kom, dat ons geestelike stryd is, wat ons alreeds het deur die kruis, tussen ons gees en ons verstand, ook elke gedagte gevange te neem, en dit aan Jesus gee, wat alreeds die oorwinning vir ons kom behaal het. Die opdrag is, staan hom teë, wees sterk in die geloof. Hoe belangrik is dat ons hierdie wapen sal vat. 2 Korintiërs 10 vers 5, wat ek net nou in Afrikaans gesê het, lees ek ter afsluiting. Casting down imaginations and every high thought that exalts itself against the true knowledge of God, and bring it into captivity, every thought in obedience to God. Ja, Petrus sê vir ons, as ons by hierdie punt kom, sal ons in geregtigheid die kroon van die ewige heerlikheid ontvang. As ons 'n kort tydjie lê, bou ons op die vaste fundament Jesus Christus. Jesus wil jou kom herstel. Hy wil jou bekwam maak. Hy wil jou oprig. Hy wil jou afrond. Hy wil jou bemagtig. Hy wil vir jou gee, ver bo wat jy kan bid of dink. Jesus sal jou stewig maak om in hom te glo. Ja, hy sal jou versterk. Dit beteken letterlik om jou vol krag te gee. Elke gedagte wat jy gee en jy bou met die woord en gebed op die vaste fundament Jesus Christus, sal niks en niemand jou kan beweeg nie. Kom ons staan sterk in die geloof. Kom ons vertrou die Here, dat hy die pyn en die lyding van ons verlede, as ons dit vir hom gee, ons kom sanctify en ons kom heilig, sodat ons in geregtigheid voor hom kan staan. Ons moet volhard, vol vreugde die Here dien. Kom ons vra hom. Hemelse Vader, dankie dat u die Satan, die vyand, alreeds oorklee het en uitgeklee het, elke mag van die bose aan die kruis het, en die skuldbrief wat teen ons was, het u aan die kruis vasgenaal en gesê, paid in full. Ek dank u vanmôre, Here, dat u ons die krag gee, dat u ons versterk deur u Gees wat in ons woon. Help ons, Here, dat ons kan deel met elke issue wat in ons lewe is. Heilige Gees, laat u lig op daardie seerplekke skyn, want u het gekom, sodat ons deur u wonde genees kan word. Word dan verheerlik in hierdie saak, in Jesus wondernaam. Amen en amen.